hulle plaas naby Maritzburg in die Karoo is 'n bottermaakresep deur generasies ontwikkel en oorgedra. En die proses is een wat jy nie sommer net so op die internet kan leer nie. Marius Slabbert se spitskop botter word op klein skaal deesdae hier in die moederstad gekarring en geniet daarom die fynste aandag. Ons het gaan leer. Een oorskot room by die werk het hom aan vervloë dae laat dink toe mans nog met fris arms koeie gemelk en botter gekarring het. Hy het besluit om sy hand aan sy ouma se resep te slaan en in die bottergeval letterlik. Vandag vervaardig Marius, Karel en hul span 2000 blokke botter in 3 dae en omskep duisende liters melk in iets besonders. Hulle noem hulle geelgoud spitskopbotter. Marius, ek kan vir jou niks vertel van bottermaak nie, maar jou eerste herinneringe van bottermaak kom van die plaas af. Ja, ek was gebore op 'n plaas in Graaff-Reinet distrik en my ma het so botter gemaak en ons het 'n klein melkery daar gehad. En die tradisie het my eintlik oorgekom van my ouma Helena Brink, waar sy van die 1935 af het sy botter gemaak. En daai jare het hulle die koeie nog met die hand gemelk en my ouma het tussen 50 en 100 blokkies botter per week gemaak en dan dit ingestuur Graaff-Reinet toe met die spoorigbus nog daai jare. Jou ouma het toe die resep en al die geheime oorgedra na jou ma toe. Ja, sy het toe vir haar toerusting gegee en 'n paar koeie gegee. Toe het my ma die botterding gedoen tot 2018, 2019. Sy het selfs in die after die oord wat sy gebly het sy in die kombuis op klein skaal nog botter gemaak. In 2017, ek werk vir 'n firma wat produk lewer in die melkbedryf en ons ontwikkelingsafdeling het bietjie room oorgehad die Vrydagmiddag en ons ontwikkelingsdame sê toe vir my, Marius, hier so 15 liter room, dit gaan nie hou tot volgende week en op pad huis toe bel ek my ma en ek sê van Boetie gaan 'n botter maak. Toe bel ek my broer op die plaas en ek sê hom, waar is die ou toerusting? Hy sê dit staan nog net so in die melkkamer of in die dairy soos ons het genoem het op die plaas. En toe het ek net met 'n 40 liter karretjie begin en die ou houttoerusting gebruik aanvanklik en dit het ons toe nou gekopie in stainless steel. En dis waar my ma weer aangekom het. Ek nou vir haar sê, ek gaan nou stainless steel toerusting gebruik. Toe sê sy, my kind, botter en stainless steel werk nie saam nie. En sy was so reg gewees. Maar daar sekere komponente wat ek toe net weer vervang het met hout. En daai kombinasie werk en dit het hier in my kombuis begin. Dit is jammer om te hoor jou ma is onlangs oorlede. Sy moes seker ook baie trots wees op jou dat jy voortgaan met hierdie botter. My ma was altyd my grootste krit gewees, maar dit was net vir my ongelooflik toe sy die eerste keer van my botter begin proe, toe sê sy vir my, nee my kind, jy is op die regte pad. Deesdae spog hy met 'n 500 liter karring. Elke derde dag vloei oor die 1700 liter room deur hul vingers en stol in pragtige stawe goudgeel smeer. Karel, jy's betrokke voltyds by die besigheid. Dis reg, ja. Ek het 35 jaar skool gehou en ek het gevoel ek het my diens gelewer aan die kinders. Sy is die bottervrou, ek word die botterman genoem. Ons help maar bietjie met bemarking en aflewerings. Ek het nou 'n vrieskas by die huis met my eie stok, so as iemand in die Parel voorraad nodig het, dan kan ek ook maar vir hulle vat. Marius, hoe werk die proses van bottermaak hier by jou? André, ons kry ons room van plaaslike melkverskaffers. Ek het 'n koelkamer wat ek die room instoor en daarvan bring ons dit in hierdie area en ons karring dit. Nadat dit gekarring is, dan het ons amper soos 'n worstopmasjien. Dis 'n kopie van wat my ouma en my ma gebruik het, is 'n ou bottertoerusting. En dan druk ons dit in blokkies, ons sny dit, verpak dit in papier, alles met die hand. Sit dit terug in die koelkamer, laat hy so vir 2-3 dae daar staan. Daarvan dan pak ons dit terug in die vrieskaste en op 'n daaglikse basis omtrent laai die koerier by ons op en lewer af by ons kliënte. Hoeveel botter maak julle? André, ons het met ons laaste produksie het ons so 2130 liter room ontvang. En ons het so 2630 blokkies botter gemaak. Wat sou jy sê maak julle botter so spesiaal? Dis die metode wat ons volg.
Ek volg presies wat my ma en my ouma gedoen het. Marius sal dit nie gekommersialiseer laat raak nie. Hy sal die hands-on botter nog steeds wil maak waar hy basies dit nog met die hand kan aflewer ook. Ek wil nie hê dit moet te veel groei nie. Ek wil hê dit moet spitskopbotter bly. Ek wil hê dit moet tradisioneel bly. Soos wat ouma Bus en ouma Marie het en pappa dit net normale botter hou, wil ek dit so hou. Sjoe, Marius, wat 'n heerlike verskeidenheid. Ek neem aan jou botter kan vir enigiets gebruik word. Smeer, bak, you name it. Ek het mense wat dit tot in koffie deesdae gebruik. Pragtig. Maar hy's lekker dik gesmeer. Ja. Soos GT Ferreira gesê het, as jy dit nie jou tande kan sien in die botterie, het jy nie genoeg botter op jou brood nie. Asof daar amper so 'n kasigheidjie in hom is. Ja, nee, ons botter het 'n unieke smaak. Dit is 'n wildspastydjie met ons eie puff pastry wat ons gemaak het. Lekker gejag nou onlangs in die Karoo, so daar kry jy dit vars van die plaas. En hierdie deeg, natuurlik die botter wat daarin is, Ja. en die botsvleisie. Dit noem hulle 'n soetkoekie wat ons bak en ons botter gebruik. En wat lekker is, hy's nie te soet nie. Ja. Ook heerlik en lig. Dit is 'n cinnabon wat ook gebak is met ons botter. En weer eens, hy's lig en nie te soet nie. Ja. Melktertjie. Ja, my ma was baie bekend en berig in Graafrenet vir haar melkterte. En die smaak is so, dis 'n delikate smaak. Want party melkterte kan kan so bietjie sterk, Ja. maar dis heerlik. Hy lyk asof hy 'n kruietjie by het. Ja, dit is vars kruie wat ons uit Babylonstoren se tuine uitkry. Pragtig. Hulle noem dit garlic en seasonal herbs. Ons gebruik so 4 tot 5 verskillende kruie En daai geur van die kruie wat inkom. en op 'n stytjie na Ja, ek- gaar gemaak. Presies. Hy so oorsmelt. Beste ooit. Hoekom sou julle sê is spitskopbotter so suksesvol? Ek dink dit vat vir baie mense terug na hulle jonger dae, die ouer garde, die ooms en die tannies. En ook ek dink na COVID het baie mense probeer gesonder lewe en jy weet kyk na wat hulle in hulle liggame sit. Ek dink omdat spitskop net room en sout is, geen ander preserveermiddels of sulke goed nie, geniet die mense dit om iets reg lekker te hê, maar wat eintlik baie gesond en Ja. nie overprocessed en snaaks is nie, net lekker plaasbotter. Daar's baie mense wat verlang na plase, jy weet hulle kinderdae en die smaak natuurlik. Dit verkoop homself. Die ongelooflikste terugvoering wat ek kry. Waar 'n ou tannie in Pretoria vir my sal 2 blokkies botter bestel. En dan kry jy hierdie oproep of 'n WhatsApp om te sê my kind, jy vat my terug na my kinderdae toe. Luks, gesond, geil. 'n Tradisionele lekkerny en liderlike bederf. Met Marius se plaasmeer is ek bevrees gaan ek my brood ook aan albei kante botter, mits dit sy spitskopbotter is.